Iets gebeur met ons wanneer ons in die teenwoordigheid is van skoonheid en ware skoonheid. Dit maak ons stil, nee. Jy sal hoogtens sê, is dit nie fantasties, maar jy het nie regtig woorde nie, want iets is bo die verstand. Jy staan nie in 'n vallei en sê, hier's 3 pieke, hier's 4 soorte groen, dit moet fantasties wees. Hierdie boonste gedeelte word geskep, jy gaan direk in jou harte. Nou Sefanja 3 vers 17 sê, en God verheug hom oor jou met blydskap. So as hy sien wie ons is, dan word hy verskriklik bly. En hier is die kortsluiting. Dit is vir my moeilik om dit in myself te sien. Waaroor moet ek nou regtig bly raak oor wie ek is? Creatures of our garden king, lift up your voice and with us sing. Hallelujah, hallelujah. Thou burning with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thou rushing wind that art so strong, ye clouds that sail in heaven long. Hallelujah, hallelujah. Thou rising morning, praise, rejoice. Ye light of evening, find a voice. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thou flowing water, pure and clear, make music for thy Lord to hear. Hallelujah, hallelujah. Thou fire so masterful and bright, that gives to man both warmth and light. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam,
wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en julle hemelse Vader voed hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te kwel 1 el tot sy lengte toevoeg? En waarom kwel julle julle oor kleding? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle spoeg nie en hulle spin nie. En tog sê ek vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? Goeiemôre, dit is baie lekker om saam met jou te wees. Jy het al hierdie woorde gesê, dit is mooi, of hierdie is absoluut fantasties. Dalk toe jy na jou kind gekyk het, of dalk toe jy sonsondergang gesien het. Iets gebeur met ons, wanneer ons in die teenwoordigheid is van skoonheid, en ware skoonheid. Dit maak ons stil, nee. Jy sal hoogtens sê, is dit nie fantasties, maar jy het nie regtig woorde nie, want iets is bo die verstand. Jy staan nie in 'n vallei en sê, hier's 3 pieke, hier's 4 soorte groen, dit moet fantasties wees. Hierdie boonste gedeelte word geskep, jy gaan direk in jou hart in. So skoonheid doen dit in ons. Dit bring verwondering, dit laat ons iets sien wat die koppie nie kan verklaar. So in die Talmud, dis kommentaar op die Ou Testament wat Jode gebruik om die Ou Testament beter te verstaan, is daar geskrywe dat die Here speel elke dag 3 ure met sy skepping. Dit klink dalk vreemd, maar die verstaan die bedoeling is dat God skep nie net en kyk op 'n afstand na ons nie, maar hy neem deel. Want daar's iets wat hy sien, wat hom raak, wat wil maak, dat hy deel wil wees. Nou Sefanja 3 vers 17 sê, en God verheug hom oor jou met blydskap. So as hy sien wie ons is, dan word hy verskriklik bly. En hier is die kortsluiting. Dit is vir my moeilik om dit in myself te sien. Waaroor moet ek nou regtig bly raak oor wie ek is? Ons sukkel met dit. En omdat ons onsself nie kan sien, die mooi, die skoonheid, die geskaapenheid wat God sien nie, sukkel ons om bly te wees. So jy is gemaak vir skoonheid. Hoekom? Want dit help ons om te verstaan wie ons is en dat ons geskape is na die beeld van God. En elke keer wanneer jy gekonfronteer word deur 'n stukkie skoonheid, dan is dit 'n manier wat jy eintlik herinner word, ook in die manier hoe jy geskape is. So, jy's nie geskape net vir 'n doel of 'n funksie hier nie. Want ons het hierdie obsessie met wat ons hier moet doen en die legacy wat ons moet los. Dis nie hoekom jy hier is nie. Jy's hier om jou geskaapenheid te ontdek. En daai geskaapenheid is beautiful en jy's hier om skoonheid te skep. So Rabbi Akiva, hy het die volgende gesê, hy sê, geliefd is die mens wat geskape is in God se beeld. Hy sê, maar meer geliefd is die aan wie hy dit bekend gemaak het. Sien, dit is die verskil. Luister hoe skryf hy die Prediker, hy sê, hy het alles mooi gemaak op sy tyd, ook het hy die ewigheid in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk kan uitvind wat God gedoen het, van die begin tot die einde toe. So het jou mooi gemaak,
en hy het die ewigheid in jou hart gesit. En iets van hierdie ewigheid voel ons proe dit, maar dan sê hy ook, hy sê die mens kan die werk van God nie uitvind wat hy gedoen het nie. Daar bly 'n stuk misterie. Jy gaan altyd 'n soekende siel bly. Jy gaan altyd verskriklik honger wees na harmonie, na heelheid, na skoonheid, na dit wat God noem die ewigheid. Eintlik ongelooflik, dis amper 'n ander manier wat God sê, ek verlang na jou, en ek is hier. Ek is hier. En dis presies wat skoonheid is. Dit gaan oor 'n ontmoeting. Dis die plek waar God ons soek en wat ons God ook kry, is binne dit. So nou wat is skoonheid nie? Nou in Matteus 6 vers 25 is daar 'n klomp vrae wat Jesus vra. Hy sê, wat worry julle oor wat julle aantrek? Wat worry julle oor wat julle gaan eet? En dan sê hy, kyk na die lelies van die veld. Hy sê, kyk na die mossies, is julle nie meer werd as hulle nie? En hy het hierdie hele betoog om 'n diep bewustheid te bring van hoe mooi goed eintlik om ons is, en eintlik hoe pateties ons die mooi van onsself in ander goed soek. En dan doen Jesus 'n belangrike dekonstruksie. Hy sê, hoor, kyk na die lelies van die veld. Hy sê, en ek wil vir julle sê, weet julle dat Salomo se tempel is nie 'n patch teen dit nie. Het julle dit geweet? Nou vir 'n Jood, dit sou nie lekker val op 'n Jood nie, want hulle die tempel geadmireer. So net so ietsie oor die tempel, so net die allerheiligste gedeelte. Gaan lees hoe dit gebou is, waarmee dit gebou is. Dis extravagant. So net die allerheiligste gedeelte, net die goud daar was meer as 270 miljoen US$. Gaan kyk na die arbeid, na dit wat betaal is. So in 1 Kronieke 22 vers 5 sê hy, hier's nou die opdrag, die pastoor sê, okay, ons gaan nou kerk bou, dis ons om gaan bou. Die huis wat vir die Here gebou moet word, moet van groot pragt wees, en roem, en heerlikheid in die sig van alle nasies. So eintlik 'n standpunt maak. Nou dekonstrueer Jesus hierdie hele ding. Sê, weet jy wat, jy het nie die lelie raak gesien, maar weet jy wat, die heerlikheid, sy pragt nie, Salomo's tempel is nie 'n patch nie. Hoekom sê hy dit? Want menslike skoonheid, ons skep dit, en ons probeer iets sê oor God. Natuurlike skoonheid is 'n direkte uitdrukking van God. Is 'n major verskil. En so deur die eeue heen het kuns heeltemal verander, en hier in die middeleeue het dit al begin. Julle onthou, die paus het mos die beste kunstenaars soos Michelangelo en die ouens aangestel, en dan moet hulle goed teken. En dan was daar stoute kunstenaars soos Caravaggio wat, hy het sommer partykeer kommentaar ingesit, en dan van die paus van sy werke afgehaal of verban. Maar die gevoel net, ja, hulle het ongelooflike gawes, maar dit word beheer. En vandag in die digitale wêreld waarin ons lewe, kuns is heeltemal gedegradeer. Dit is amper vervlak tot dekor toe, wat pas by wat. En dit gaan oor 'n vinnige bevrediging, soos 'n like, 'n wow. En die kultuur waarin ons lewe, vra net oor wie dra dit ook, en wie besit dit, jy weet, en hoeveel is dit werd. So, en is interessant net dat kunstenaars skep nie net vandag nie, hy word ook sy eie brand manager, sy influencer, en dan, ons vra nie die vraag, wat wys dit van God? Hoe beweeg dit jou? Ons vra eintlik, hoorie, wat kos dit? En is dit geteken?
Dit het heeltemal verander. Ek onthou verlede jaar het ek en Wilma en Luca toe ons nou vir my gradeplegtigheid in Holland was, soos ons Amsterdam toe, so Luca's ook mal oor kuns. En ons is in die Van Gogh museum en ja, dis 'n oomblik. Maar wat nou interessant was, een van die opmerkings wat die persone maak daar, is dat baie mense gaan kyk nie eens na die kuns nie. Hulle wil net hulle Van Gogh sokkie of koffiebekertjie koop. So kuns is geamputeer, is ontneem van dit wat dit behoort te doen. So kuns maak ons nie meer kwesbaar nie. Kuns dwing ons nie tot 'n dieper refleksie. Is maar daarom die ego te voed, of die vinnige like te kry, of die wow te kry. So is dankbaar vir straatkunstenaars wat protes doen, soos Banksy wat net sê oor die galerye, as jy in 'n sekere galery instal, dan is jou goed baie meer werd. So galerye bepaal die waarde van kuns. En sê maar, dis verkeerd. Of landskapkunstenaars soos Strydom van 'n Merwe wat sê, maar hierdie goed behoort in die natuur. Hoekom moet ons kuns besit? Dit moet dit nie teruggaan nie. Of performance art, waarvan jy seker nou weet, wat jou liggaam en tyd gebruik word om die kyker in 'n onvergeetlike ontmoeting met iets te plaas. Daar's sulke stemme wat sê, maar ons mis dalk die beauty. So ek wil afsluit. Ek wil net dalk twee goed sê. In die eerste plek, kuns is nie 'n leksheid nie. Dis 'n noodsaaklikheid. So Jesus sê in Matteus 6 vers 26, kyk na die lelies van die veld. So die kyk is nie, soos wat die dominee sal sê, geliefdes, kom ons kyk. Dis meer die Samajoor en die Ami wat vir jou sê, kyk. So die Grieks is 'n bevelsvorm, dis die imperatief, dis 'n uitroepteken. Kyk. So dis 'n diep uitnodiging tot kontemplasie, om op 'n manier te kyk dat jy die gees en dat jy die hart van dit kan voel en dit kan ervaar. So ek dink hierdie woord kyk, as Jesus dit sielkundig moes verduidelik, kan sou hy seker gesê het, oor daar's 'n gedeelte in jou brein wat jou kan help om te fokus, en hoe jy dit kan doen is, moet nou nie laat jou koppie rondspring nie. Want as jy fokus en vat nou hierdie lelie, en kyk daarna, dit gaan jou kop kalmeer en al hierdie oordrewe bedrywigheid in jou brein gaan dit stop. En jy kan al beweeg van 'n toeskouer na 'n deelnemer. Jy sal dalk die skepper in hierdie skepping kan ontdek. Die Jode, hulle het vir jou gesê, as jy nou die Torah bestudeer, die eerste 5 boeke van die Bybel, en jy's by 'n boom, moet jy baie versigtig wees. Moenie lank na die boom kyk, want jy kan deur die boom opgeneem word, en dan word jy weggeneem van die Torah af. Van deelnemer na, van toeskouer na deelnemer. Eintlik wat Jesus hier sê is, word opgeneem. Laat toe dat God jou ontmoet deur dit. Dan in hierdie gedeelte, Matteus 6, is 'n beautiful gedeelte, gaan sit met dit en lees dit en kyk daarna. Wat Jesus eintlik sê is, waarna kyk jy? Nie kyk na wat jy produseer nie, dis waarna ons kyk. Hy sê hulle spin nie, hulle weef nie, hulle doen nie. Moenie kyk na wat mense van jou dink nie, want dis ook sy just, wat hoor jy oor wat jy aantrek? So hierdie lelie, die mense sien hom nie eens raak nie, maar hy het 'n enorme skoonheid. So moenie jouself soek in dit nie. Gaan ook nie oor hoe lank lewe hierdie
leer, hierdie beheptheid wat ons het, wat ons moet iets los in 'n nalatenskap hê. Hy sê hy's môre hier, volgende dag is hy verlep. Jou prestasies, jou produktiwiteit, jou refleksie beteken absoluut niks. God is nie 'n regter wat ons oordeel volgens hoeveel ons produseer of wat ons bereik het of goed nie. Hy's 'n kunstenaar wat jou skoonheid wil herstel. So jy kry God nie net in die boek nie, maar jy kry hom in die blom. Jy kry hom nie net in die kerk nie. Jy kry hom in die veld. Kuns is nie 'n objek wat jy moet bestudeer of besit nie, maar dit is iets wat jou kan ontsluit in 'n dieper, liefdevolle dankbaarheid vir hierdie skepping en wat die begeerte in jou lewe gaan bring, om ook skoonheid te bring. Ek het die vermoede, hoe harder ons probeer om skoonheid te skep, hoe verder beweeg ons van dit af. En is dalk skoonheid dalk baie nader aan ons. Dis wat Jesus doen. Gaan nie na die tempel toe en kyk na die goud of na die dierkunswerke wat daar is nie. Gaan na dit wat ons nie raak sien nie. Is interessant, Sagaria 4 vers 10 sê mos, don't despise the days of small beginnings. Weet julle wat was dit? Dit was Serubabel, na die ballingskap. Dis die tempel, hierdie pragtige tempel vernietig. En die mense moan, hulle sê, ag nee, dis pathetic, is dit wat julle nou bou, is dit nou ons die Here gaan aanbid? En die profeet sê, don't despise the day of small beginnings. Mag die klein om jou, jy's omring deur 'n skepping, jy's omring deur goed wat ons nie eens raak sien nie. Mag jy voel hoe die Here jou intrek in hierdie skoonheid, en mag jy voel hoe jy ook, hoe God jou voorstel aan jou eie geskapenheid, wat 'n diep dankbaarheid in jou lewe gaan bring, wat jou ook gaan laat voel, ek wil speel, ek is so dankbaar vir hierdie lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die manier hoe ons geskaap is, en dankie vir skoonheid. Amen. Dit was baie lekker saam met jou gewees vandag. Dankie ook vir julle ondersteuning aan Envia. Jy's welkom deur SnapScan ietsie te gee, of jy kan op die web loer dit wat ons doen. Dan ons kuier nog op Bontevlei in die oggende 10:00 Saterdag. Ons nog nie 7-daagse Adventist, dit is Sondag. En jy's baie welkom. Ons hoop om so teen die einde van die jaar ons eerste diens op Heilsaam te hou. Geniet die dag.